Goeiemiddag, kykers. Dankie dat u weer inskakel en saam met ons kyk na ons program Godsdiens en die Koerante, waar ons kyk watter besprekings plaasvind in die koerantwese en ander media. Dit wil sê die koerante wat nog oorgebly het in Afrikaans. Gelukkig is daar nog daarom heel wat Engelse koerante, en daaroor lyk my ons verslaak word al hoe meer Engels, want dit is maar al bron wat ons kan uitput daarvan. Afrikaanse koerante het mos meestal gevou. Ons saai uit vanuit die Kaap op die TV-stasie Homebuys TV. Ons is bly dat u inskakel. En by ons het ons hierso vandag weer Regard. Baie bly jy is hierso. Dankjewel. Regard, wat se prentjies het jy nou daarom mee te begin? Hier is 'n interessante prentjie al die pad van China af, oom. Ja? Het wys hierso, sê pupils put envelopes with small change, dis nou geld, Ja? known locally as Ang Pao, into the mouth of the Burungzai, or dancing lion during Chinese Lunar New Year celebration in Solo, Central Java, Indonesia, on Friday. The Chinese year starts on February 17th and is celebrated across Asia. En waar so sien ons nou die kindertjies, al die geld daar, en wonder hoeveel geld maak daai vir sy pop wat daar rondhardloop. As almal nou geld daar indruk. Ek is so bly ons nie sulke tipe dinge in ons land nie. En ek het ook nie meer klein kindertjies nie. Jy het nog klein kindertjies, jy soos jy kinders weggehou van daardie tipe dinge af, net. Dit is regtig ware skewe beeld wat dit gee van alles daar. Dit is eintlik 'n bangmaakprent daardie. Ja, nee. Ai. Ja, om terug te kom tot die koerantwese af, ons is mos Godsdiens en die koerante, en ons gesien die bloedbad onder Afrikaanse koerante. Nou is 'n berig wat sê Jeff Bezos se Washington Post lê 30% personeel af. Hulle maak daarmee toe nie, lê net 'n klomp personeel af. Maar 30% is baie. Dit is natuurlik is 'n baie. By ons media 24 het hulle blykbaar destyds geen personeel afgelê nie, maar die koerant het toegemaak, die gedrukte koerante, en net sommige op internet laat voortgaan daar. Dan sê the Washington Post, wat deur die Amazon stigter en miljardêr Jeff Bezos besit word, gaan omtrent 1/3 van sy werksmag aflê. 'n Besluit wat grootliks sy dekking van sport en plaaslike en internasionale nuus gaan raak. Die koerant het in onlangse jare intekenare gebloei. In skrikkelike kontras met die New York Times, wie se digitale gehoor van krag tot krag gaan. Groot tradisionele mediehuise in Amerika is onder intense druk van president Donald Trump, omdat hy gereeld joernaliste se werk as vals nuus beskryf, en verskeie hofsaake weens beriggewing oor sy presidentskap van stapel gestuur het. Also nou mos laas keer ons gepraat oor BBC, wat hy ook mos gedagvaar het. Ja. En voor dit was dit ABC, Ja. en hy het al twee sake gewen. Ja, wees die vals en verdraaide nuus wat hulle daarso verskaf en struktureer, soos as die vals nuuskoerante begin verskraal, miskien toemaak, en die, ek wil amper sê die waarheidskoerant, of wat 'n meer gebalanseerde stelling gee, groei, is dit 'n goeie ding. Doen net ordentlike joernaliste. Ja. Dis al wat jy moet doen. Dan sê sy sportkantoor word toegemaak, met sommige sportjoernaliste wat oorskuif na die diepte artikels afdelings om meer oor sportkultuur te skryf. Aan die internasionale front word verslaggewers en redakteurs in Indië, die Midde-Ooste en Australië deur afleggings geraak. Volgens the New York Times is 'n oorlogkorrespondent van Oekraïne ook afgelê, as ook alle fotograwe. Hulle gaan nou AI gebruik om die foto's te maak. Hulle gaan, wel ons kyk nie eintlik al die, maar daar gaan nou baie minder foto's wees, so wat jy daar so elke keer na verwys, né? Dis vreeslik. Dan sê hierdie nuus vandag is pynlik. Hierdie is moeilik om te doen. As ons wil floreer en nie net uithou nie, gaan ons benadering tot die journalistiek, as ook die sakemodel met hernieuwde ywer moet herskep, het Marian 'n boodskap aan personeel geskryf. Selfs terwyl ons uitstekende werk lewer,
is ons te dikwels net uit een perspektief vir een deel van ons gehoor. Murray het gesê kunsmatige intelligensie het ook 'n impak op hul syfers onder stories van soekplatforms. Volgens die New York Times word omtrent 30% van die personeel geraak, insluitende meer as 300 van die 800 joernaliste in die nuuskantoor. Die gedrukte koerant se afdeling gaan saamspel met die aanlyn nuusspan. Nou ja, Sjoe, soos as jy dis 'n klomp mense oom. te eensaidig is en jy is te veel en jy is nou op die korrekte berigte en gebalanseerde berigte geskoei nie, dan gaan jy suffer. Ek dink ook is 'n kombinasie van klomp verskillende dinge, want ons weet tegnologie kom en die wêreld verander en jy moet ook plan maak en vooruitkyk om te seker en te jou maak model dat aanpas. en aan te pas aan met die tegnologie en goed, maar deel daarvan is dat hulle moet meer die waarheid praat. Ja. Mense word moeg daarvoor. Ja. Ons gesien met CNN en ABC en al die mense het ook baie mense afgelê, as gevolg dat mense wil nie meer hulle goed kyk nie. Ja, want dit is te eensaidig, Ja. onvolledig. En dit is te veel soos Trump sê, nee, wat sê daar so vals nuus, fake news. Nou op hier is enetjie oor Media 24. Dit sê so Novus wen in die hoogste hof. En nou boos het Capital Caxton geen kans op sukses. Dit sê die konstitusionele hof het maandag 'n aansoek deur Capital Newspapers en Caxton van die hand gewys in 'n voortsleepende hofgeding wat handel oor Media 24 se herskikking in 2024. Die hof het ook tot die gevolgtrekking gekom dat die aansoek om verlof tot appel met koste van die hand gewys moet word om daar geen redelike kans op sukses is nie, sê die hof. Raj Labahadar, uitvoerende hoof van Media 24, sê ons verwelkom die konstitusionele hof se beslissing. Media 24 sien daarna uit om ons transformasie van 'n tradisioneel drukgedrewe na ten volle digitale onderneming voort te sit. Nou wat lees jy daar, wie is hulle uitvoerende hoof van Media 24? Dis Raj Labahadar. Ek wonder of hy kan Afrikaans praat, ek wonder of hy 'n Christen is, ek wonder Ek weet nie of. waar kom Media 24 aan hom of hoe het hy daar beland? Lyk my Media 24 het totaal sy koers verloor daarso. En hulle sê is hulle wil ten volle digitaal gaan. Ja. Dis hulle voorneme. Wat interessant is, maar hulle is die enigste in die hele wêreld want reg oor die wêreld bestaan koerante nog steeds. Ja, en die Engelse koerante in ons land gaan nog steeds voort. Caxton en Capital Newspapers was gekant teen die verkoop van Media 24 se gemeenskap koerante en sy logistiek onderneming onder die drukker firma Novus. Caxton en Capital het aangevoer dat die sluiting van die gedrukte koerante druk geplaas het op die hele media landskap tot nadeel van spraak en mediavryheid. Die transaksie het die sluiting van die gedrukte weergawe van Beeld, Rapport, City Press en Daily Sun vooraf gegaan. Beeld het steeds 'n landingsblad op Netwerk 24 en Rapport leef ook voort as 'n digitale handelsnaam op die platform. City Press word Sondag op News24 uitgegee en Daily Sun het sy eie gratis webwerf. Maar daar's 'n paar ander wat hulle nie hier noem nie. So Volksblad en so voort. Ja, absoluut. Hulle het 'n baie groot bydrae gemaak tot nuusberiggewing en tot debatte en godsdienstige debatte. Ons baie gereeld het hulle godsdienstige briewe geplaas waar die burger nie maklik plaas. Hulle een plaas en dan die ander elektronies en dan niks. Ja. Interessant, hierso het ek nou 'n berig, dis 'n groot dubbelblad berig in 'n Engelse koerant deur 'n Afrikaanse skrywer, omdat daar blykbaar nie meer genoeg gedrukte Afrikaanse koerante is nie. En die enigste ene is die Burger wat oorgebly het. Dis nou geskryf deur Marita van der Vyver, bekende Afrikaanse skrywer, en sy sê, "Print is ink on my fingers and in my blood. It saddens me to think that my grandchildren, if I ever have grandchildren, will not know the simple pleasure of paging through a newspaper until their fingers are stained with printer's ink," sê Marita van der Vyver. En dan op die twee blaai links wys hulle 'n hand met swart ink daarop. As jy te veel koerante blaai, word 'n bietjie swart aan die regterkant ook daar.
En jy gaan daar nie meer maklik sien nie, want koerante verdwyn so. Dan sê sy, I grew up in a distant era, lang gelede, of daily newspapers delivered to the front door, thrown over the garden gate. Ja, die burger en die Engelse koerante word nog elke dag oor my garden gate gegooi. Dan moet ek maar klein sê, nee, sit in die posbus, ek het 'n groot posbus in my muur ingebou, spesiaal vir koerante. Ja, so ons ken daai storie. My vrou was 'n koerantaflewerer. O, Sy kind was. Die fiets gery, ja, sy haar sakgeld verdien het. daar was baie sulke kinders. Ja. Elke oggend vroeg 4:00 in die oggend opgestaan, dan die koerante gekry, Ai. en dan het sy agterop gesit en dan het sy gery om alles gedoen te kry voor skool. My wêreld, né? Dis waar sy haar werksywer vandaan kry, né? Sjoe. The children in the house didn't read the daily newspaper, but on Sundays the whole family took part in the ritual of dividing the papers. Some of my most vivid childhood memories spring from this activity. Fitting after church and before lunch, with the flavors of the beef roast or chicken pie in the oven spreading from the kitchen to the living room where we all gathered. My parents bought 2 papers, one English, one Afrikaans. Dit was seker die Rapport en die Sunday Times. So there was enough for everyone wanting a piece. And we all did. Dan vertel sy so hele brug hoe daar die lees van koerante 'n groot plesier was in hulle familie. Ja, dit is hartseer, oom. Dit is die hele, amper sê, tradisie wat En kultuur kultuur wat alles daarmee heen gaan. en bevordering van Afrikaans is daarmee hier en alles. Dit is, Die ding is, mense kom eintlik nou maar terug, oom. ja, Want ek het nou met my vrou gesels, jy weet, sy wil weer fotoalbums beginne maak, want alles is deesdae uitsny uit die koerante uit, ja, maar ook, as jy met koerante. jy weet jou eie foto's, soos as jy foto's neem, wat ook al, print dit, sit dit in 'n album, wat jy dit daar kan sien, want alles is digitaal deesdae, maar dit is nie dieselfde nie. Nee. En mense kom nou terug na die ouer manier toe, maar Ek voel en kyk en dis en anders en- as wat dit digitaal is. En dis loadshedding as jy daar nie donker, oom. Dan kan jy maar 'n kers aansteek met jou koerant. Nou, anders is dit, ek kan nie eers jou tablet charge nie. Hier is nou een, is 'n nuusbrief van die Konona Synode, en dis van 'n nuwe boek, oom. Ja, Hierso die NG Kerk, van skrifgetrouheid tot ontnigtering, 'n lidmaat se belydenis. En dit is geskryf deur Etienne Liversidge. En dit sê hierso, dit is met groot dankbaarheid dat die boek van Dr. Liversidge onder u aandag gebring word. Hierdie boek is 'n persoonlike geloofsbelydenis van 'n toegewyde lidmaat van die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Die doel van die publikasie is om gelowiges wat vasstaan by die gereformeerde belydenis te bemoedig in die werk van behou en opbou in die kerk van Christus. ja, dan gaan hy aan. Die skrywer ondersoek kernaspekte van die Christelike geloof soos hy deur 'n leeftydse skrifgetroue verstaan gevorm is. Dr. Liversidge se groeiende ontnigtering met teologiese ontwikkelinge en leerstellige afwykings binne die NG Kerk oor die afgelope 2 dekades word ook indringend bespreek. Die boek plaas hierdie prosesse in konteks, herinner aan die spanning en verzet daarteen binne die kerk en reflekteer op die gevolge daarvan vir lidmate. Dominee Theo Dansvoos het die volgende oor die boek te sê. Hoewel Dr. Liversidge 'n professionele onderwyskundige en oudskoolhoof is, wat ook gereelde navorsing doen oor die nuutste verwikkelinge in die kerk, teologie en wêreldpolitiek, skryf hy hier deur die bril van 'n gewone lidmaat, wat al meer as 75 jaar getroue lidmaat van die NG Kerk is. Dis 'n lang tyd. Ja, 'n leeftyd, Sure. ja. En nou word jy onnigter op die ou dag. Hy bespreek verskeie valse leringe oor wesentlike sake wat vinnig besig is om die NG Kerk van binne kragteloos te maak. Hy wou egter nie 'n akademiese verhandeling of 'n dogmatiek handboek publiseer nie. Ja, die NG Kerk word van binne af kragteloos en dit word verlam met al die dwaalleringe en die ruim huisbeginsel waar almal kan kom en jy glo net wat jy wil.
Hierdie boek wil net help om gewone lidmate se oë te open vir wat regtig besig is om in die wêreld en ook met ons geliefde geestelike moeder gebeur. Die boek is gegrond op goeie navorsing en aktueel soos vanoggend se koerant. Die skrywer begin met 'n kort uiteensetting van die kernwaarhede van die suiwer skrifgetroue evangelie. Hy skroom nie om moeilike leringe soos die uitverkiesing en die 5 solas helder en duidelik aan te raak nie. Hy slaag daarom sulke kwessies op 'n baie interessante manier in maklik leesbare taal te skryf. Op 'n sistematiese wyse ontmasker hy dan die dwaalinge wat toenemend ongehinderd gepreek en verkondig word. As jy eers begin lees, wil jy nie die boek neersit voordat jy klaar gelees het nie. Let wel, die skrywer verwag nie dat almal met elke sinnetjie moet saamstem nie, maar een ding is baie seker. Iemand wat regtig wil weet waarom al hoe meer toegewyde lidmate nie meer tuis voel binne die huis van hulle geestelike moeder nie, moet beslis hierdie boek lees. Wie dit lees sal begryp met watter ontnugtering loyale NG lidmate vandag moet worstel. Soos die tema lui, die NG Kerk van skrifgetrouheid tot ontnugtering, 'n lidmaat se belydenis. Meer oor die skrywer, Dr. Etienne Liversidge is op 24 September 1947 in Rodepoort gebore. Na voltooiing van sy skoolopleiding het hy aan die Universiteite van Pretoria en die Vrystaat studeer, waar hy in 1997 tot doktor promoveer het. Sy loopbaan het oor 42 jaar in die onderwys gestrek, waarvan hy vir 26 jaar die hoof van Hoërskool Lady Smith in KwaZulu-Natal was. Hy het einde 2012 afgetree, waarna hy in 2015 'n beroerte oorleef, maar die gebruik van sy linker ledemate verloor het. Sjoe. Om daar nog so 'n boek te skryf, is eintlik 'n magistrale taak daar, en baie dankie vir die getuienis wat sy boek sal lewer, ten spyte van sy agtergrond dat hy half verlam is aan een kant. Ai, wonderlik. Hy is met Sofia getroud en hulle het 4 kinders en 2 kleinkinders. Lidmate kan kopieë by e-pos @groep7.co.za teen die drukkoste van R76 bestel. Geen wins op hierdie bedrag word gehef nie. Addisionele koerierskoste sal betaalbaar wees. So dit is 'n baie redelike prys en is 'n baie inspirerende boek. En eintlik het ek die boek hier so reg hier in my hande. En Dr. Liversidge het hierdie boek vir my gestuur, waarvoor ek baie dankbaar is. Nou kom ons kyk 'n bietjie meer na die voorblad. En dit sê daar die NG Kerk van skrifgetrouheid tot ontnugtering. Nou dis klaar 'n baie tragiese opskrif eintlik, maar ons is dankbaar dat party mense die waarheid raak sien, ontnugter word, en ander waarsku daarteen, né? 'n lidmaat se belydenis. Dan 'n prentjie onder van die kerk en die dominee, en dan is daar by die preeksel sê, u woorde is die waarheid, en daar het in baie kerk, en veral in NG Kerk het daar gestaan. En dan is daar 'n skeuring in die papier, dan in middel skeuring, en nou die nuwe opset, nuwe teologie, wat sê, waarheid is relatief. En daar sit die dominee nou, met sy akademiese hoedjie op, want in die akademie kom amper al die dwaalleer word daar uitgebroei, en verkondig en geleer, en die jong tokkelokke wat kom vol geloof, sy koppe word gedraai, laat hulle nie meer die basiese Bybelse beginsels glo nie. As hulle glo wat daar staan, dan is hulle nou skielik fundamentaliste. Soos ons sê, baie dankie. Kom ons kyk wat is die inhoud hiervan, laat mense kan sien, want hierdie boekie is baie goedkoop, en kykers moet hierdie boekie koop, as jy nie mooi gehoor het waar jy dit kan kry nie, jy kan ons weer kontak net, daar is 'n e-pos adres daar, by epos@groep7.co.za, of jy kan my kontak, ek sal dit weer vir die gee daar. Kom ons sê, kyk wat is die inhoudsopgawe,
dan weet 'n mens presies. Afdeling A, die wese van die Christelike geloof. Punt 1. Jesus Christus se vernedering en verheerliking. Sy vernedering, sy verheerliking. Punt 2. Die uitverkiesing, die belydenis van genade, geloof en lewe. Dan agtergrond, is God onregverdig? Wat sê die skrif? God se ewige liefdesgeskenk aan sy seun. Het Jesus vir die wêreld en ganse mensdom gesterf? Dit klink steeds onregverdig. Die omvang van verlossing. Persoonlike belydenis oor die uitverkiesing. Dan seksie 3, die werklikheid van die hel, die paradys en die hemel. Dan bespreek hy elk van hulle en seker by implikasie ook die werklikheid van die duiwel. Want sonder die duiwel sal daar nie 'n hel wees nie, en alles val plat, die paradys en die hemel val plat. So dis 'n kernpunt daarin. En die 4de punt, die regterstoel en beloning. Siel en liggaam skei, die regterstoel van Christus, die bema, regterstoel van Christus, krone by die bema, verdoeming en beloning by die groot wit troon. Ja, dan kom ons hierso by punt 5, sonde, genade, vergifnis en blydskap. Eerbare teenoor skandalige gedrag, punt 1. Punt 2, losbandige gedrag. Punt 3, inkeer en straf. Punt 4, die genade. Punt 5, meer blydskap. Punt 6, oorwinning. En dan punt 6, die aanslag op die huwelik en die gesin. En dit is een van die grootste aanslae wat ons sien vandag, né? Is op die familie. Ja, vreeslik. Die ongenooide gas, die sagte teiken, die groot visse en sardyne, die kinders, die wenresep. Dan kom hy by afdeling B. 2 dekades van ontnigtering in die NG Kerk. En dis waar hy nou sy persoonlike getuienis ook daar en sy ervaring daarso vir ons gee, en wat mense moet bewus van wees, wat aangaan in die NG Kerk. Hierso gee die eerste rangs. Hy begin by punt 1, die profeet Daniël. Is Daniël 'n profeet? Tweedens, 70 jaarweke. 3, herbou Jerusalem. 4, die Messias se aankoms in Jerusalem. 5, die 70ste jaarweek. En in tweede punt, Jode haat deur die eeue en die NG Kerk se hantering daarvan. God se beloftes, Jode haat na Golgotha, God vleit vir sy volk om na hulle land terug te keer. Die vyande slaan toe. Die 7 Oktober 2023 aanval en die NG Kerk se reaksie. En dan die finale uitslag lank reeds bepaal. Dan gaan hy na punt 3 daar, dwaalleer sluip die NG Kerk binne. En hy het ingesluip, stadig ingesluip, dan is dit baie makliker, né? Inleiding, punt 2, die postmoderne nuwe hervorming. 3, Satan kry gekamoufleerde status. Ons het ons laasweek gepraat oor die Satan, né? En hy word nou gekamoufleer. Jy hoef nie te glo hy bestaan nie. Hy het nou ander rol en sovoorts, en hy kan ook maar net sowel, kan hy metafories wees, jy kan dit ook glo as jy wil. Punt 4, die pryswenner in aanhalingstekens bedank. Punt 5, kweekskole transformeer, ja, ai. Punt 6, professor Willie Jonker kry die laaste woord. En die 4de punt, die gay kwessie. God lê sy wet neer en rig sy waarskuwings. Die 1986 Algemene Sinode, homoseksualiteit is sonde. Die 2007 Algemene Sinode en dan die 2015 Algemene Sinode. Slagordes word opgestel. Die NG Kerk voor die hof gedaag. Die uitspraak. Die hof oordeel nie oor God se voorskrifte nie. Die gay oorwinning vind weerklank in die media. Die veelbewoë 2019 Algemene Sinode. En dan die gay formulier besluit. Dan punt 5, botsende recsimplikasie in die 2019 hofuitspraak. Gays versus kerkrate. Punt 1,
Gays verwag regsverskansing. 2. Regsonsekerheid broei in kerkerade en ringe. Punt 3. Konstitusionele bepalings vergroot regsverstrengeling. En dan afdeling C. Die Kairos-netwerk tree na vore om vasgelooptheid te ontlont en kerklike verblokkeling te stryd. Die eerste punt, die Moreletta Kairos-netwerk beweging en die weg van toelering. Die weg van gesprekvoering, die Konoda Synode, die Konoda Synode se geloofsverklaring, dan die pogings in die media om die verbrokkeling te voorkom, die aanloop tot die Algemene Synode van 15 tot 20 Oktober 2023, dan die 2023 Algemene Synode gee meer ruimte. Die tolerende gemeentes neem die voortou. Kerkverbrokkeling word sigbaar. Kerklike tug ondersoek teen Dominee Jan Libbe. Die opskorting van die bande met die Algemene Synode lei tot konflik. En dan Namibië groet. Die buitengewone synodesitting in die Vrystaat. En dan die verbreking van alle bande met die NG Kerk. Okay. Dan afdeling D. Toekomsdrome en besluitloosheid lei tot finale ontnigtering. Punt 1. Die droomscenario 2030. Ek is baie bly behandel daardie punt ook, baie belangrik. Punt 2. Die 2023 besluitloosheid oor abortus. Dis 'n baie groot en belangrike punt. Ja. Die aanloop, nuwe ondersoeke met dieselfde bevindings, abortus bly sonde. Ja. Dan punt 3 daar. Die 2023 Algemene Synode en gesamentlike aanbidding. Wat is die doel hiervan? Gesamentlike aanbidding met moslims. Opsommend. Wat het Mohammed geleer? Punt 4. Moslim eskatologie. Punt 5. Satan daag God se mag uit. Ja, dis as jy nog aan Satan glo. Maar ek is bly hierdie Dr. Ethel Livesey's glo nog aan die Satan, die werklikheid daarvan, né? Islam se strewe na wêreldoorheersing en die uitslag. Punt 7. Gesamentlike godslastering. Punt 8. Finale ontnigtering. Gemeenskap met Babylon. Dan die slot. Ja, soos hier praat hy en hy gee alles baie mooi uiteengesit hoe hy ontnigterd geraak het. Dis baie plekke waar 'n mens daar kan verwys wat dit bevestig en verduidelik. Miskien moet mens hierso net na die een punt hierso verwys wat baie mense baie ontstel het, en dit is die intergeloofsaksies, nie interkerklik nie, maar inter met ander gelowe. En dan staan hier so bladsy 91, intussen die intergeloofsleier, Dominee Rian de Villiers van die Groot Kerk in Kaapstad, op 25 April 2024 via Zoom, so wat 16 deelnemers vir gesprek oor die oorlog byeengeroep. Onder die deelnemers was plaaslike leraars soos Dr. André Bartlett en Dr. Llewellyn McMaster van die Verenigde Gereformeerde Kerk. Die sentiment was hoofsaaklik anti-Israel. Dit sien jy oral uitborrel by die NG Kerk, ongelukkig nie. McMaster het openlik verklaar, ek staan met Palestina en Gaza. En de Villiers het almal vir hulle solidariteit bedank, volgens die kerkbode. Hulle staan aan die kant van die aggressor, by die eis dat Israel die knie moet buig en die selfvernietigende gevolge dra. Ja, die anti-Israel houding is vir my baie aardig. Dan gaan hy voort en sê, op Sondag 26 Oktober 2025 het de Villiers met sy kerkraadse goedkeuring die kansel van die Grote Kerk aan moslims afgestaan. 'n massiewe Palestynse vlag, die symbool van geloof en ideologie wat die godheid van Christus ontken, is binne die kerkgebou, agter die kruis van Christus, teen die muur gedrapeer. 'n moslim imam het sy anti-Joodse betoog vanaf die bekroonde verhewe kansel gelewer, wat slegs vir gereformeerders gereserveer word. Die slagspreuk, From River to the Sea, is deur sprekers as motivering vir die eliminering van Israel uit Bassein.
De Villiers, geklee in swart met 'n Support Palestine sap oor sy skouer en 'n Engelse priesterlike band om die nek, het hierdie anti-Joodse haatveldtog gekoördineer. Dr. Ellen Boesak, die veteraan aktivis, het 'n beroep op almal gedoen to get angry. Toe almal die kerk verlaat, het 'n moslimvrou met 'n banier op die galery gestaan en aanhoudende anti-Israeli slagspreuke geskree. Buite was anti-Joodse plakate teen die kerk se heining vasgemaak. Uit Dr. Bernard Fikker, wat self teenwoordig was, se brief aan kerkbode 29 Oktober 2025. Reaksie in die media was geweldig, doch die gebeure is op hoogste synode vlak in die NG Kerk met absolute stilswye begroet. Geen onmiddellike veroordeling daarvan deur die algemene synodale of die Wes-Kaapse moderatuur nie, en geen tikstappe is geneem nie. Net stille goedkeuring van kettery in 'n NG Kerk. Wat 'n ontnigtering, uitroepteken. Sure. Ja, dit is 'n groot ontnigtering. Ek onthou goed daai dag toe ek daar was, en ek sou oor een ding baie spyt. Ek wens ek het daardie moslimvrou wat so daar gestaan en skree anti-Israel slagspreuke op my selfoon se video afgeneem. Ek wou maar ek was 'n bietjie bang, want daar was so baie moslims daar, ek was bang hulle ruk die foon uit my hand uit, val by aan of wat ook al. Ja. Maar dis een ding wat ek moes gedoen het, en dit dan gesirkuleer het, gewys het, wat gebeur in 'n NG Kerk? Absolute anti-Israel haat, en hierdie vrou wat daar staan en sulke geslagspreuke uitskree. Sure. Dan kyk ek na die laaste bladsy of 2 hierso, en weer eens praat Dr. Etienne Livesage hierso oor die blaatante gelykskakeling van godsdienste en nog erger, die gelykstelling, nie versmelting nie, van Allah en God, deur hom die kerk van Jesus Christus binne te nooi om daar aanbid te word. Daarmee erken die kerk dat Allah 'n God is. Vir Christene skreeu dit ten hemele. En dan die laaste bladsytjie sê hy eindig af en hy sê, intussen is die dimensie van vasgeloopheid, dis mos 'n nuwe term wat die synode daar ontdek het of beskryf het, en my persoonlike ontnigtering in die NG Kerk na nuwe hoogtes rangeer. En dan eindig hy, punt 4 slot, en ek is steeds lidmaat van die NG Kerk. Ek weet nie hoekom nie. Miskien lê my loyaliteit so diep omdat ek die eerste doopling in die gemeente ontdekkers was, en daarom toe ook die eer aangedoen is om as kind die nuwe kerkklok vir die eerste keer tydens die inwydingsdiens van die voltooide kerk te lei. Miskien hoor ek nog die refrein van daardie klok. Kom, sondaars, kom. Ja, dis 'n uitdaging vir baie NG lidmate. Wat nou? Waarheen? Wat moet hulle glo? Maar dit is so bemoedigend dat mense die Bybelse waarheid raak sien en sien waar dwaalleer die NG Kerk ingekom is. Ons sê vir Dr. Etienne Livesage, baie dankie vir die tyd om hierdie belydenis van hom as lidmaat te beskryf. Dit is regtig iets om die moeite werd om te lees. Dan sal u as kyker verstaan wat het eintlik aan die NG Kerk gebeur. Hy vat dit mooi storie saam daar alles te. En hoe dit tot sy ontnigtering gelei het. Nou op daai, is er nou nog 'n boek oom. Ja? Die boek se naam is God gevind. Ja. Nagedink oor geloof in 'n taai tyd. Dit sê so, met sy laaste posteem gepubliseerde boek God gevind, nagedink oor geloof in 'n taai tyd, voltooi Fritz Geim as te ware 'n kring in sy skrywersloopbaan, soos in 'n vroeëre boek van hom, nie van hoorsê nie. Here van 1979 is die aanleiding tot hierdie nuwe publikasie 'n kankerdiagnose. Soos in die 1979 boek gaan dit vir Geim
ten diepste oor die persoonlike geloofsvraag. Wat beteken dit om tydens 'n persoonlike krisis die tyd van die boek se subtitel tot God te bid? Met die eerste kankerdiagnose toe hy maar 35 jaar oud was, het hy gebid, Here, spaar my lewe. Terwyl hy met die laaste onomkeerbare diagnose slegs kon bid, moet my hand tog nooit los nie. Wat 'n mens tref in hierdie nuwe boek is die teologiese karakter daarvan. Daar word deurgaans in gesprek getree met ander skrywers en hulle uitsprake, terwyl daar ook 8 gesprekke met openbare figure van Desmond Tutu tot P.W. Botha in die boek opgeneem is, as ook 4 oop briewe wat Gam van tevore geskryf het. Teleurstellend is dat die dialoog nooit heeltemal tot weerszydse gesprek ontwikkel nie. Veral die oop brief is polemies van aard en skep die indruk dat Gam op vaderlike, byna beterwetige wyse vir sy gespreksgenote wil sê, ek hoor jou, maar kom ek help jou reg. Die geloofsvraag waarom Gam hom besig hou oor die vele godsdienste, God, Jesus, die Bybel, die kerk en die reg om te mag twyfel, is die tradisionele vraag van die Christelike apologetiek, terwyl sy antwoorde ook meesal die resultaat van die tipiese rasionalistiese redenasies van hierdie genre is. Plek waag hy dit om verder te gaan en te verklaar dat sekere geloofsvrae tyd voor die misterie van die goddelike, maar sonder om werklik te kom tot die onderskeid tussen die objektief beskrywende taal van die wetenskap en die subjektief belydende aard van geloofstaal. Ironies genoeg kom hy baie naby daarin wanneer hy die konsep metafoor hanteer. Interessant, né? Ja, ek sou graag daardie boek ook 'n bietjie wou lees en kyk, wat sê oor metafoor, want dit is baie keer die vertrekpunt van dwaalleer. Ja. Alles is metafories, die kweekskole leer mos die 6-dag skepping is metafories, is oorgeneem uit die oosterse sieninge daar, van die lande daar, soos hulle wil alles weg metaforiseer, tot daar baie min van die Bybel oorbly. Maar ook dan dein sy terug daarvan om te aanvaar dat alle spreuke oor God en die dinge van God metafories van aard is. Nie om dit daarmee af te maak as blote beeldspraak nie, maar omdat die onbekende altyd meer is as wat in die menslike woorde uitgedruk kan word, en derhalwe net betreffende dit wat vir die mens bekend is, dit wil sê in metaforiese taal verwoord kan word. Desnietestaande vind hy tog sy troos in die metaforiese uitspraak van 'n jarelange vriend van hom. Jy sal dalk sy, God se, hand los, maar hy nooit joune nie. Dit is geskryf deur André Balet, is 'n vryskut resensent en NG predikant van Riebeek Wes. Nou, ek wonder wat alles in hierdie boek geskryf staan oom. Ja, hierdie, Want toe hy nou hierso van die rasionalistiese redenasies en dan die konsep van metafoor ja, en dat dinge van God metafories van aard is, dan is dit gevaarlik. ja, hierdie Fritz Gam het 'n baie groot rol gespeel om dwaalleringe die NG Kerk in te bring. En hy was een van die hoofmotiveerders van die hofsaak teen die NG Kerk, waar die gay saak toe bevestig is, maar die NG Kerk toe nie op hersiening wou neem nie, en toe die hele kerklike gay beleid ingestel het. Soos hy het presies gewerk teen die nulering. Hy het eintlik die nulering in die NG Kerk help veroorsaak daarso met sy baie liberale siening en baie kerksieninge daar. Maar die ding is, wanneer jy glo in 'n God en alles is metafories, dan is dit baie gebaseer, jou geloof is gebaseer op emosies oom, en op gevoel. En op die omstandighede en die wêreld. In plaas van realiteit en die waarheid. Ja, en die Bybel self. En dit wat is. En dan is dit baie gevaarlik. Dan beteken of jou geloof is nie regtig ware geloof nie, of dit gaan maar net vinnig weggewaai word. Ja, Ja. dit verander van week tot week en maand tot maand daar. Tjoe. Ja. Ons is natuurlik dankbaar vir die ander skrywers ook. Ons het voorheen hierdie boeke al hierso bekendgestel. Dr. Kobus Visser is ook 'n NG lidmaat, nie 'n teoloog nie. Hy is 'n mediese spesialis, 'n velspesialis daar.
Hy het hierdie boek geskryf, die geestelike noodtoestand in die kerk, natuurlik hierdie boek deur Dominee Gerhard Mane, die kerk met die verkeerde baas, en natuurlik lang gelede die Trojaanse perd in die NG Kerk, die kanker van evolusie en liberalisme, deur besorgde lidmate en leraars. Hy is in 2010 geskryf, hierdie ander is baie meer onlangs. Dus ons is dankbaar daarvoor. Wat ek ook net die kykers se aandag op vestig is 2 baie interessante video's wat gemaak is oor hierdie boek van professor Johan Janse van Rensburg. Ons wil net kort stukkies daaruit speel, sodat mense kan hierdie video's opsoek of aanvra by my of by jou en daarna kyk. En die een se titel is Kla jou moeder aan, en dit is wat Dominee Dubois du Toit van Windhoek daar 'n onderhoud voer oor die boek Kla jou moeder aan deur professor Johan. Kom ons kyk net na 'n stukkie daarvan. Goeiedag, liewe vriende. Ons was nou so rukkie bietjie stil gewees. Ek was verlede jaar besig om my proefskrif klaar te maak, maar hy is daarom nou in. Ek wag om terugvoer te kry. Intussentyd is dit vir my 'n groot voorreg om vandag hier deur Prof Johan Janse van Rensburg, nie in die ateljee nie, hierso sommer aanlyn by my te hê. En ons praat vandag bietjie, die doel van die gesprek is, Prof Johan het 'n boek geskryf wat nou onlangs gepubliseer is deur Lig en Duister publiseerders, en die boek se naam is Kla jou moeder aan. En ons gaan so 'n bietjie praat oor hierdie vreemde titel, maar voor ons nou 'n bietjie inspring en verder oor die boek gaan gesels, wil ek sommer net vir Prof Johan sê baie dankie dat Prof ingestem het om sommer net so 'n bietjie met my te gesels. Ek het die boek nou ook onlangs klaar gelees en dit verskriklik informerend gevind, en natuurlik 'n klomp ander emosies wat daarmee saamgaan. Maar terwille van ons luisteraars wat miskien dalk 'n bietjie jonger is en nog nie baie van Prof gehoor het nie, net so dalk 'n bietjie Prof se agtergrond in die kerk en in die akademie, dan vat ons hom van daar af. Goeiemôre Dubois, goeiemôre of goeiedag almal wat luister. Baie dankie vir die geleentheid. Ek is baie dankbaar dat ek 'n bietjie kan gesels oor die boek en dit wat agter die boek staan. Dit is 'n lang proses van langer as 'n jaar wat ek besig was met hierdie boek, of met die agtergrond en die teologie daarachter. En ek is dankbaar dat ons nou die geleentheid daarvoor het. Ek wil graag begin deur te sê dat ek aan die agterkant van die boek pertinent geskryf het, ek is 'n lidmaat van die NG Kerk. Want ek wil hê dat mense moet besef, dit is nie die werk van 'n buitestander wat krities teenoor die kerk staan nie. Dit is nie dat ek op 'n hiperkritiese wyse probeer om die kerk, die NG Kerk, af te breek nie. Ek is 'n lidmaat van die NG Kerk vir 63 jaar, loyale lidmaat, ongesensureerde lidmaat, en dit beteken dat ek die verantwoordelikheid het om die kerk van die Here te dien met die evangelie. Toe ek 'n lidmaat geword het, en elkene wat 'n lidmaat is wat dan luister na hierdie podcast, het 'n belofte gemaak dat hulle nie alleen die leer van die kerk as die ware leer van die skrif aanvaar nie, maar dat hulle ook onderneem om alle leringe wat daarteen stry te opponeer. Nou kykers, hierdie is net onder die 3 minute, daar's nog 'n 3 kwartierse bespreking hier. As jy na die hele bespreking en gesprek wil luister, sal ons graag hierdie podcast, soos jy daar noem, of video vir die deurstuur, laat ons net weet. Dan is daar 'n tweede opname, gemaak deur Dr. Ferdi Mulder, 'n tweede bespreking, wat ons ook onder die aandag wil bring daar, en wat ons ook vir u kan stuur. Kom ons kyk net so 'n paar minute uit daardie ene, die gesprek wat daar plaasgevind het. Daar's so 'n oulike verhaaltjie, ek is so in die verleiding om dit te vertel. Ja. Ek hoor dit ergens by iemand van 'n dogtertjie wat in die trein gery het, en sy het by 'n man gekom wat vreeslik geleerd gelyk het,
en sy was 'n werklike kind van die Here, en sy kyk die man so, en sy sê, meneer, ken jy vir Jesus? En die man sê, ou meisiekie, ek is 'n professor. En sy bly so rukkie stil, en sy sê, maar ken jy vir Jesus? En die man vererg hom so bietjie en hy sê, maar ek sê mos ek is 'n professor. En uiteindelik sê die dogtertjie, meneer, ek weet nou nie eintlik van professor nie, maar ek is seker daarvan, my Jesus kan jou daarvan verlos. Ja, hoe die Here u gered? Het jy een of twee verhaaltjies daaroor? Toe ek kerk toe gegaan het en geluister het na 'n preek van Dominee Lodewyk de Klerk, was in Dundee, en ek het huis toe gekom, die boodskap, dank die Here, was 'n boodskap van verlossing. Dat die Here ons red uit genade, dat hy ons sonde vergewe, en dat ons daarom kinders van die Here kan wees. En ek kan onthou, dat, en ek is jammer as ek 'n bietjie bewoe is, ek kan onthou dat ek by die huis gekom het, en dat ek daaroor begin dink het, en skielik besef het, maar dan is dit ook vir my waar. Daardie prome, ook vir my. En daar het my sekerheid gekom, en ek kan onthou dat ek in my kinderhandskrif in die Bybel geskryf het, ek weet, my verlosser leef. Ja. Vriende, dit is my groot voorreg om in Bloemfontein te kuier by professor Johan Janse van Rensburg. En ek dink in 2005 was ek hier aan huis by Prof Johan gewees. So dis 'n wonderlike voorreg, en terwyl ons praat, hoor ons die reën wat in Bloemfontein val. Dis 'n groot voorreg om by Prof Johan te kan kuier. Prof Johan het 'n groot impak gemaak in die kerk in Suid-Afrika. Hy was professor in Bloemfontein. Die Here het hom geseën met soveel gawes. Hy het 3 doktorsgrade in die teologie, en hy was vir jare ook hier in die Vrystaat 'n belangrike stem wat opgestaan het vir die Here. En hy het sopas 'n nuwe boekie geskryf wat verskyn het. So dis 'n wonderlike voorreg om by u te kuier. Ek het gedink dat ons afskop, Prof Johan, om eers net so 'n bietjie te praat oor u grootwordjare. U het vir my nou gesê, jy was so bietjie geboelie op skool. Wil jy ietsie daarvan gou net eers deel? Ja, baie dankie Ferdi. Ek wil... Nou kykers, dit is 3 minute lank. Daar's nog 16 minute oor. As jy na die hele video wil kyk, jy kan dit opsoek op Dr. Ferdi Mulder se podcast daarso op die internet, of jy kan ons kontak, ons sal dit vir u stuur, maar dit is baie belangrik, baie interessant om te sien hoe gelowiges se oë oopgaan oor dwaalleidinge wat in die kerk inkom. Jy weet, party mense, ek weet nie, lyk my of hulle oë is toe, of hulle so gebreinspoel met liberalisme. Hulle kan nie raak sien wanneer daar vals deur die kerk inkom nie. En dit is vir my so tragies. So kyk na die video's, dit versterk u geloof daar. Jong, om nou te kyk verder, wat gebeur in die groot debat oor Vida, vrou in die amp, en hoe almal nou die arme gereformeerde kerk wil aanvat oor wat hulle glo. Ek sou amper sê, los die gereformeerdes uit, hulle het die reg om te glo wat hulle glo vir die redes wat hulle het daarvoor so. Maar nie almal wil nou reg help daar. Nou is ons 'n lesersbrief, en dit is in Marula Media, en die opskrif is, die NG Kerk en die hervormde kerk NHK het fossiele geword. En dit is die opinie van François van Deventer. En hy skryf, vanoggend lees ek die brief wat die NG Kerk en NH Kerk aan die gereformeerde kerk binnelandse deputate geskryf het. Die brief veronderstel dat die gereformeerde kerk bande gebreek het op grond van die NG Kerk en hervormde kerk se omarming van vroue in die amp, Vida. Dit is egter baie ernstiger as slegs Vida.
U sien dit is soos wanneer ek vir jou 'n pragtige fossiel van 'n vlinder sou wys. En u dan sou probeer oortuig dat dit werklik 'n vlinder is. U sou tog dadelik onderraaks dat die vlinder nie meer beweeg nie. Die lewe het hierdie vlinder reeds eeue gelede verlaat. Dit is egter nie net die lewe nie, selfs die organiese materiaal van die vlinder is vervang met minerale. Die vlinder is eintlik nou 'n stuk klip, wat net die vorm van die oorspronklike vlinder verteenwoordig. Dit is glad nie meer 'n vlinder nie. Nou dit is presies die probleem met die NG Kerk en die Hervormde Kerk. Hulle het fossiele geword. Daar is nie meer enige lewe in hulle nie. Hulle lyk nog soos die oorspronklike NG Kerk en die Hervormde Kerk van 100 jaar gelede. Maar binne-in is hulle nie meer dit wat die vorm verteenwoordig nie. Hulle het 'n stuk klip geword. Selfs hulle harte het harte van klip geword. In vorm bely die NG Kerk en die Hervormde Kerk steeds dat hulle vashou aan die belydenisskrifte en die Bybel, maar baie nadere ondersoek sien jy dat dit nog net die vorm oor is. Die inhoud is met iets anders vervang. In die 1700 bely Christene die belydenis van Nicea en as ons die evangelies lees, kom ons agter dat die Ou Testamentiese gelowiges dieselfde geglo het. Hierdie belydenis word net leefwoorde in die monde van die gefossileerde NG Kerk en Hervormde Kerk. Hulle glo ook nie die Bybel waarvan die belydenisskrifte slegs opsommings is nie. Die gefossiliseerde NG Kerk en Hervormde Kerk se fossielstatus word duidelik, want hulle weier om op te tree teen predikante en professore wat sê dat die Genesis 1 tot 11 en daarom die skepingsverhaal van Adam en Eva en die sondeval ook 'n mite is. En dit is wat ons net nou oor gepraat het, né? Dis hulle glo nie eers meer in Genesis nie. As jy nie daardie glo dan val alles plat, want daardie is die basis van die evangelie, die skepingsverhaal, en dat Christus vir ons voorsiening maak, soos alles val plat. Dit wys die skepping, Ja. wys wie God is, hy is die skepper. Ja, Dit wys dat daar die vyand is, dit wys Satan is daar, Ja. dit wys dat ons geval het, so dit wys dat ons daar sonde, so ons sien daar's 'n skepper, ja. daar's die skepsel, daar's die vyand, daar's sonde wat ingekom het, En ons het nou het ons 'n verlossing verlosser nodig. Ja. So dan wys dit, en daar die belofte Ja. wat God maak aan Adam en Eva, dat hy gaan kom en om ons te verlos. En as jy daai uitgooi, dan het jy nie meer enigiets oor nie, niks. Maar hulle gooi dit nie uit nie, hulle sê dis metafories, wat net so goed is. Jy gooi dit uit. Ja, En dan die volgende punt, sê dat Christus nie uit 'n maagd gebore is nie, Matteus 1 vers 23 en Lukas 1 vers 27. En as jy dit ook nie glo nie, dan sê jy dat, is dit ook val als ook plat. wel, dis 'n profesie wat van God afkom, Ja. wat sê dat jy glo nie wat God vir jou gesê En het. dan is die Bybel nie waar nie. Dan die volgende punt, sê dat Christus nie op die derde dag weer opgestaan het nie. As God, as God nie opgestaan nie, was alles te vergeefs. ja, sê dat homoseksuele persone hulle nie hoef te bekeer nie, Romeine 1. So as hulle nie hoef te bekeer nie, wat van al die ander sonde wat in Romeine 1 staan, die wat moord pleeg ensovoorts, hoef hulle ook nie hulle self te bekeer nie? Ja, En dan die volgende punt, sê dat die hel nie bestaan nie. Ontken dat die paradys van Genesis weer herstel sal word met die werklike wederkoms van Christus aan die einde van die geskiedenis. en dit is waar die hele Christelike kerk na uitsien, is die werklike tweede koms van Christus. En dan ontken dat Jesus die enigste weg en waarheid tot die lewe is. Dis 'n kern, die enigste weg, hy het gesterf vir ons sondes, geen ander persoon. En dis Jesus se eie woorde, né? Absoluut. Dan gaan hy aan en sê, dit is my bede dat u, as ons dopper verteenwoordigers, nie doekie sal omdraai met die verteenwoordigers van die NG Kerk en Hervormde Kerk nie. Dat u vir hulle hard en duidelik sal verduidelik dat hulle tot bekering moet kom. En dit is wat die Namibiese synode ook met die algemene synode en die NG Kerk leierskap wou doen, maar dit was futiel, niks help nie. Dat hulle fossielstatus moet ophef, dat daar bekering moet kom, sodat hulle harte van klip vervang kan word met harte van vlees. Voordat die fossielstatus van die NG Kerk en Hervormde Kerk nie omgekeer word nie, kan en mag daar geen band tussen ware gelowiges
en hulle bestaan nie. Mag die Here u help om getrou te getuig. Wel kykers, hierdie het nou vir u hopelik iets gegee om oor na te dink. Wanneer word 'n kerk 'n fossiel? Wanneer behou hy die waarheid en wanneer leef hy daarvolgens? En ek dink hierdie paar punte wat hier gelys is, wanneer daar opgetree moet word teen predikante en professore is baie, baie belangrik. Soos ons sê, baie dankie vir François van Deventer wat hierdie uitgelig het. Mag die Here hom seën en kykers, ons sien nie weer volgende week, want ons weer saam gesels. Totsiens.